Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend. In 2 Timoteus 3 vers 16 staan daar: alle skrif is deur God geïnspireer, onderwys, lering, verlossing, om net 'n paar goedjies te noem. Kind van God, het jy al gewonder, hoekom is daar sekere dinge in die Bybel? Wel, die antwoord is maklik. God weet wat ons nodig het. God weet wat ons moet weet en watter instruksies ons moet volg om 'n lewe te lei na God se wil. God is nie een van daai wat sommer net iets in die Bybel sal sit vir sy eie plesier nie. Dit is juis vir ons, want so lief het hy die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het. En God wil nie hê die wêreld moet verlore gaan nie. En dis juis hoekom hierdie vers ook in die Bybel is. Elke vers in die Bybel is nie net sommer daar gesit vir lekkerte nie, kind van God. God weet wat hy doen. God het dit juist so gemaak dat ons verlossing kan vind in sy woord, dat ons leringe kan vind in sy woord. Baie mense redeneer oor offergawes en tiendes, maar dit is vir God belangrik, dit is vir God 'n beginselpunt, en dit is hoekom dit in die Bybel genoem word, want dit is wat God wil hê. Al staan dit in die Ou Testament. God praat ook van om te gee in die Nuwe Testament. Ek meen, kyk wat het gebeur met Ananias en met Priscilla, as ek dit nou nie mis het nie. Ek meen, hulle het gesteel van die kerk en kyk wat het toe met hulle gebeur. Nie dat ek sê, as jy nou oneerlik is, nou gaan jy dood neerval nie, glad nie. Dit wys maar net dat God gaan nie toelaat dat daar met sy kerk gemors word nie. En dis ook, daar is soveel skrifte wat ek kan vir ons gee, wat in God se woord is. Wat daar is vir 'n rede. Soos die skrif in Romeine 6 vers 1 waar daar staan, sal ek aanhou sondig omdat ek die genade het, stellig nie. Nou baie mense sal soos God se genade vat en sê, wel God se genade is groot vir my, ek kan hom maar sondig. Nee, kind van God, dit is nie hoe dit werk nie. En dit is ook juis hoekom hierdie gedeelte in die woord is. Daar's baie dele ook in die woord, soos kom ons vat Matteus 18, waar Jesus gesê het, bring die kindertjies na my toe, sodat ek hulle kan inseën. En omdat daar ook gepraat word van hoe Jesus gedoop was in die Jordaanrivier, hoe Johannes die Doper mense gedoop het, is daar tradisies wat hierdie gevat het, dit bymekaar gesit het, en gesê het, nou word kindertjies so gedoop. So dit wys ook net, hoe kan God se woord uit proporsie uitgetrek word. En dis hoekom dit so belangrik is om die skrif te ken. Soos daar ook staan in Matteus 22 vers 29, as ek dit nie mis het nie, julle dwaal, omdat julle die skrif nie ken nie. Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Kind van God, dit wys net hoekom dit so belangrik is, dat ons die woord moet lees, dat ons die woord moet basies vat en opeet, as ons dit so kan sê, want tog, die woord word nie verniet, die brood van die lewe genoem nie. Sien, al hierdie dinge staan in die woord, en dit is nie iets wat mense uit hulle duim uitsuig nie. Dit is vir ons om verlossing te vind, om kennis te kry, geleer te word. Ek hoop hierdie woord dat ek vir julle gebring het, maak sin, dat as mense weer vir jou sê, maar hoekom is dit in die Bybel? Want God het dit daar gesit. En God weet hoekom het hy dit daar gesit. En kom ons wees eerlik, baie van die goed wat in die woord staan, dit maak 100% sin. En kom ons wees ook eerlik, as daar nie van die goed in die woord was nie, sou ons geweet het hoe om ons harte vir God te gee, sou ons geweet het hoe God se genade is. So weer eens, dit wys net hoe kosbaar is die woord van God. Mag hierdie woord vir jou aanraak en op vrugbare grond val. Mooi bly almal, totsiens.